Formulier voorhou vir die doop van kinders van gelowige ouers. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Waarom doop ons? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het hy gesê: Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As tekens en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê: Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Nou is die vraag, wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond inskryf, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, getrou, vertrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker, dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so regeer, dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. Kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouer of ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem vir hulle verlossing. Waartoe verplig dit ons? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van die vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes. Ek wil nou graag vra dat Maurits en Liana Lind voor die preekstoel sal kom staan, dat hulle kan antwoord op die vraag vir die doop. Maurits en Liana, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur God sy verbond
van genade aan ons en ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik, en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. En tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die kerk hier geleer word, die volkome en ware leer van die verlossing is. En ten derde, beloof julle om klein Danica, as sy opgroei, te leer na die beste van julle vermoë, en te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop hardop julle antwoord? Ek wil nou graag vra dat, terwyl die kleintjie ingebring word, watter lied het ek daar opgegee vir ons? Ek dink is lied nommer 287, dat ons die eerste vers nou sal sing, en dan na die doop, dat ons dan vers 3 en 4 sal sing na die doop. Kom ons gee geleentheid dat die kleintjie vir ons vorentoe gebring word. Wat daar agter sit, wil julle nie hier voor kom sit, dat julle mooi kan sien wat gebeur nie. Want ek weet julle moet nou bo op ma se skoot staan om te kan sien. En julle wil graag sien wat hier gebeur. So, kom sit hier voor vir ons, hier in die voorste banke, dat julle mooi kan sien. Kom, julle kan gerus kom. Daar is 'n paar wat kom daar van bo af. Kan julle kom sit hier voor hier by ons, hier naby, dat julle mooi kan sien. Ek kan sommer daar so ook sit. Daar sy. Ek wil ook graag vra, as ons net so 'n klein spasietjie hier voorgee, ek wil graag vra dat die grootouers ook vir ons hier sal kom bystaan, want die verbond het ons gehoor net nou, word van geslag na geslag oorgedra. So ek wil graag vra, dat julle ook hier voor vir ons kom staan, dat julle ook kan sien, maar ons moet net so staan dat die gemeente kan sien wat gebeur. Wat staan jy nader? Staan nie vir ons hier, die kan so om, so daar sy. Danica Lind, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Almagtige God en Hemelse Vader, wil u self, u verbond, u belofte oor haar waar maak. Here, baie dankie dat u haar baie lief het, soos ook vir hulle ouers en grootouers. Seën dan nou, Here, met die keur van u seëninge, in Jesus naam. Amen. Maurits, Liana, baie geluk. Mag die Here vir julle baie ryklik seën. En sy het nie eers een skreekie gegee nie. Gelukkig die water was nie koud nie. Ons gee net geleentheid dat broer Okkert ook vir julle 'n Bybeltjie en 'n kaart sal oorhandig.
O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Here, môre kan ons u guns en u goedheid opnuut weer beleef, omdat u ons in genade aangeneem het, omdat u ons u kinders gemaak het, ja Here, omdat ons u eiendom is, en daarom kan ons maar net uitroep, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Here, maak dit nou stil in ons harte, dat ons kan hoor wat u deur u woord en u gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Broer en suster, ons gaan saam lees vanmôre uit Jesaja hoofstuk 43. Die opskrif daar sê, jy is myne. Luister, so sê die Here, wat jou geskep het Jakob, wat jou gevorm het Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee, vir die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af en my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Tot sover. Iemand het oor hierdie gedeelte geskryf en gesê, dit klink na 'n wiegelied wat God vir sy volk sing. 'n wiegelied van genade. Die ooreenkoms tussen hierdie gedeelte en 'n wiegelied is merkwaardig. Duidelik is daar die troostende strekke, die totale afhanklikheid en afwesigheid van verwyte en vermaanings, en dan die belangrike deel, die bevestiging van liefde. En telkens kom in die refrein voor, moenie bang wees nie, ek is by jou. Klink dit nie soos 'n wiegelied wat 'n ma vir haar kind sing as die kind in die aand bang is nie? Kind wakker geword het met 'n droom. Mamma is lief vir jou. Mamma is by jou. Maar hierdie ooreenkomste is maar net gedeeltelik. Want jy sien 'n wiegelied wat 'n ma sing vir 'n kind is so dat ja, dit troos die kind, maar ons as groot mense weet, dit is nie so maklik om te beskerm nie.
Ons ken die sorge en probleme van die lewe, en die volwassene weet, dat dit nie so maklik gaan nie. En daarom is dit vir die volwassene ook baie moeiliker om hierdie heilsbeloftes, wat God ongekwalifiseerd hier gee, net so te aanvaar, net so te glo. En dis die verskil tussen die wiegelied wat daar gesing word vir 'n babietjie of 'n kleintjie, wanneer hulle bang is, en die wiegelied van God se genade. Want die verskil is, elke ding wat God beloof in hierdie wiegelied, kan hy uitvoer. En daarom is dit belangrik dat ons na God sal kyk, wanneer ons na hierdie wiegelied kyk. Want wat sê hy? Hy kom sê vir ons, hy is werklik God, hy is God oor die natuur. In die 1ste en in die 7de vers kom dit duidelik uit, hy sê, ek is die Here, ek het jou geskep. Anders hy is die skepper God, hy is die een wat ons gemaak het, elkeen van ons. Ja, hy het die hele skepping gemaak, en daarom is die natuur en die water en die vuur en al die natuurelemente aan hom onderdanig. Hy beskik oor dit alles. Dink maar aan daardie keer, toe die Here Jesus saam met sy disippels in die bootjie op die see van Galilea gevaar het, en hulle met 'n geweldige storm te doen gekry het. En hulle hom gaan wakker skud het en gesê het, Here, ons vergaan, kom red ons. Ken jy nie omdat ons vergaan nie? Toe hy opgestaan het en die wind bestraf het en het doodstil geword het, toe sy disippels verbaas om te sê, maar wie is hy, dat selfs die wind en die water na hom luister? Jesaja 43 sê vir ons, hy is God, hy is die skepper God, en daarom is ook die wind en die water en alles aan hom onderdanig. Daarom is die wêreldgeskiedenis aan hom onderdanig. Dink maar aan Daniël, die boek Daniël wat jy daar gaan lees. Alles wat hy daar gedoen het, die pad wat hy met Nebukadneser geloop het, ja, ten spyte daarvan dat die Jode in ballingskap was, het God nog steeds daar alles beheer. En hierdie lied wat Jesaja vir ons skryf, word dan ook geskryf vir die Jode wat in ballingskap is, dat hulle kan weet, God is in beheer, hy hou hulle in die holte van sy hand, sy verbond hou nie op nie. Ja, ons het net in hierdie gebed gehoor, hy het ons name in sy handpalm gegrafeer, en dit kan nie uitgevee word nie, dit kan nie weggeneem word nie. God bly in beheer, en daarom is hy in staat om ook hierdie beloftes van hom uit te voer. Maar 'n tweede gedagte is, behalwe die feit dat hy in staat is om dit te doen, moet God dit doen. Ons weet nou hy kan dit doen, maar hy moet dit ook doen. Maar dis nie omdat een ek so oulik is dat hy dit moet doen nie. Dis ook nie omdat enige mens dit vir hom die verpligting oplê nie. Nie, is omdat hy homself daartoe verbind het. Hy het die ooreenkoms aangegaan met jou en my by ons doop. Dat hy gesê het, ek wil jou God wees en ek wil die God van jou nageslag wees. Ek wil hê jy moet my kind wees. God kan hierdie ooreenkoms nie breek nie. Hy is nie in staat om dit te doen nie, want hy is getrou aan homself. En daarom waarborg hy die verbond vir ons, waarborg hy dat hy in altyd, maak nie saak wat ons doen nie, maak nie saak wat oor ons lewens kom nie,
Hy waarborg vir ons dat hy ons God sal wees. Hoe het hy dit gedoen? Daar by Abraham, toe Abraham in Genesis 15 die verbond ingestel is, het God vir Abraham opdrag gegee om 'n klomp verskillende diere in die helfte deur te sny en so teenoor mekaar te pak. En nou moet ons verstaan, as jy in daardie tyd 'n kontrak of 'n ooreenkoms aangegaan het, 'n verbond gesluit het, dan jy 'n skaap of 'n bees of wat ook al gevat en so in die helfte gesny, teenoor mekaar gestel, en dan die twee partye wat hierdie ooreenkoms gemaak het, saam tussen hierdie halwe stukke vleis deurgeloop. Dan het hulle hout ingesit en albei verbrand. En daarmee het hulle gesê, dis wat met die ou sal gebeur, wat hierdie ooreenkoms breek. Nou wat sê God? God sê vir Abraham, pak hierdie duwe en bokke en verse ensovoorts uit, so teenoor mekaar, sit hout in en loop staan daar een kant. En toe gaan God alleen deur, en toe hy daar deur beweeg, verbrand hierdie diere, en daarmee het God kom sê, ek waarborg die verbond tot in alle ewigheid vir elkeen van ons. Die waterdruppels wat ons vanmôre gesien het, hier op Zannika se kop, is die bevestiging dat hierdie verbond waar is. Dat dit geldig is vir elkeen van ons, en dat God kom sê, ek sal jou God wees, tot in alle ewigheid. Ons as mense is nie in staat om hierdie ooreenkoms te hou nie. Ons kan nie. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Daarom kom God na ons toe, en hy kom sê, ek waarborg dit vir jou. Want hy weet, hy ken ons, hy weet dat ons sondig is, dat ons nie in staat is daartoe nie. En daarom is dit belangrik dat ek sal let daarop, dat juis in hierdie deel, in Jesaja dit geskryf staan, waar die volk weggevoer is. Hulle het gedink, God het hulle verlaat, want die tempel is afgebreek, die tempelskatte is weggevoer, is alles in Nebukadneser se skathuis. En dan kom sê God, ek waarborg my verbond. Maar dan kom God ook verder, en hy kom dit nie, en hy spreek het uit net oor die hele volk nie, hy kom praat individueel, hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. In Jesaja 49, ek wil dit gou vir julle lees, die eerste vers lees ons, die Here het my voor my geboorte al geroep, toe ek nog in my moeder se liggaam was, het hy my op my naam genoem. Daarmee kom God. En hy kom persoonlik na elkeen van ons toe. Hy kom sê, ek wil jou God wees. En joune, en myne, en almal sin. Elkeen wat in hom glo. En dan gee hy vir ons hierdie belofte, dat ons kan deel hê aan hom, deel hê aan die verdienste van Jesus Christus. En dit is waaroor die doop vanmôre gaan. God het weer eens vir ons kom sê, ek wil jou God wees, en ek wil hê jy moet my kind wees. Hierdie verbond het God opnuut vir ons bevestig met die doop vanmôre. Die verbond wat hy nie kan verbreek nie. Maar die derde wat ons graag wil uitlig, God wil graag sy beloftes nakom. Dis nie net dat hy dit kan doen of dit moet doen nie, hy wil dit graag doen. In hierdie gedeelte sê hy vir ons, en dis baie duidelik as ons mooi gaan lees, hy sê, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou lief het, behoort jy aan my. En hoe weet ons hy het ons lief? Sy seun Jesus Christus het aan die kruis gesterf, in jou en my plek. Hy het vir ons dit verwerf. Dit is hoe kosbaar elkeen van ons vir God is.
Nou kom sê hier, omdat hy jou so lief het, sorg ek vir jou. Ons kan goedskiks hierdie gedeelte ook noem, die evangelie van Jesaja, die blye boodskap, God het ons lief. Liewe broer en suster, ons wat lewe na die Here Jesus gekom het, weet ook wat daar staan in Johannes 3 vers 16 tot 18, want so lief het God die wêreld gehad, hy sy seun gegee, dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die feit dat God sy liefde so tasbaar vir ons kom wys het aan die kruis, word vir ons bevestig met die waterdruppels vanmôre. En daarom kan u en ek weet, God het jou en my lief. God het elke kind lief, maak nie saak hoe oud jy is nie. God het elke volwassene, elke bejaarde lief, maak nie saak wat jou ouderdom is nie. Ek kan dus weet, hierdie asemrowende, ongelooflike belofte van God, toe hy gesê het, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê, dit is vir jou en my bedoel. Glo jy dit? Dit is wat ouers ons kinders moet leer, sodat wanneer hulle groot word, hulle ook vir hulle kinders weer kan kom bring ten doop, sodat hulle ook weer dit vir hulle kinders kan leer. God het gesê, die verbond is vir jou en jou nageslag en al hulle geslagte. God se belofte vir elkeen van ons klink soms so ongelooflik, maar dit is wat hy vir ons kom doen het. En daarom kan ons weet, dit is vir ons, en party dae is dit moeilik vir ons as groot mense om dit te glo. As 'n kleintjie nou daar bo op die galery staan en pa staan hier onder en sê vir hom, spring, ek sal jou vang. Wat gaan hy kleintjie maak? Hy gaan spring. Want hy glo pa ma gaan hom vang. Maar Gustav, as ek nou vir jou vra, staan daar bo en ek sê vir jou spring, gaan jy nie spring nie. En jy weet ek kan jou nie vang nie. En dis die verskil. Christus sê, ons moet soos 'n kind glo, onvoorwaardelik. En daarom kom sê hy, die genadeverbond is vir almal bedoel. Vir elkeen van ons. Maar u en ek moet ook weet dat ons 'n keuse het. God sê, ek waarborg die verbond vir jou, ek waarborg dat dit tot jou beskikking is, maar ons moet self ook antwoord daarop deur te glo. As ons dit nie doen nie, dan misbruik ons God se genade. Want God se genade is vanmôre vir ons opnuut gedemonstreer. En daarom kan ek weet, dat dit wat hy beloof het, myne is as ek glo. God se beloftes gaan dus nie maar net oor die redding en die heil van die mens nie, dit het nog 'n verdere dimensie. En dit sien ons hier in vers 7, wanneer ons hier gesien het, ek het jou geskep tot my eer. En daarom, wanneer ons as gelowiges antwoord op ons doop, antwoord op God se genade aanbod aan ons, dan eer ons God die Vader, dan word sy naam groot gemaak. En dit is wat die doop vir jou en my vanmôre wil kom sê. Dis waar die doop elkeen van ons wil herinner. En daarom het ons vanmôre, en nou wil ek vanmôre met die paas praat wat hier is, jy het 'n verantwoordelikheid as ouer, as pa, 'n doopverantwoordelikheid om dit met jou kinders te deel. En oupas, dit geld vir julle ook, julle moet dit vir julle kleinkinders ook vertel, net om seker te maak dat pa en ma dalk nie vergeet nie.
Ons het hierdie verantwoordelikheid, sodat God daardeur geëer kan word. Dit wat vanmôre hier by die doop gebeur het, is 'n bewys van God se onuitspreeklike genade vir elkeen van ons. God se beloftes waar is, dat hy ons baie lief het, en dat ons deur te glo in hom, al sy beloftes kan toeëien vir onsself. Amen. Kom, laat ons dank. Hemelse Vader, aan U kom toe al die eer, dat U in U groot genade vir ons die verlossing bewerk het. Here, en dat U dit gedoen het nog voordat ons kon kies of kon vra, sodat ons, Here, kan weet, dit is deel van ons lewe. Here, gee nou vir ons die genade om dit te doen, en te glo, en altyd aan U baie styf vas te hou, want U het ons op ons naam geroep, ons behoort aan U. Amen. Kom ons gee geleentheid dat die offergawes ingesamel word, en daarna sluit ons af met lied.